Van 3 en sy is al vir jare en jare besig om ouerskapopleiding te doen. Sy bied ouerskap kursusse aan. Sy is 'n ma van 3 kinders en sommer van 3 seentjies. 'n Vrou vir wie baie respek het en so lekker om so met my weer te kuier. Sy gaan 1 keer 'n maand kom inloer en dan gaan ons gereeld dit doen waar jy jou vrae kan instuur en ons beantwoord dit lewendig op die lig. Chrisanda, eers sê goeiemôre. Lekker om jou weer by my te hê. Môre Leomi, môre luisteraar, is so lekker om hier te wees. Nou maar julle, ons het 'n rits vragies hierso en ek gaan sommer wegspring met die eerste enetjie wat die ouers sê my seentjie is 2,5 jaar oud en hy wil deesdae niks van my weet nie. Hy soek net vir pappa. As hy sy oë oopmaak, soek hy vir pappa. Hy stoot my weg en wys ek moet loop. Dit breek mamma se hart. En ek doen vir hom alles wat ek kan en gee vir hom baie liefde. Ek verstaan nie hoekom hy my wegstoot van hom af nie. Is dit deel van die welberigte terrible twos en hoe kan ek dit beter maak? Okay, so ek dink eerstens wil ek net vinnig sê, ek dink ons moet nie praat van terrible twos nie. Ek dink ons moet onsself leer en kondisioneer om te sê dis 'n normale ontwikkelingsfase waar kinders leer, hulle kan self goed doen, hulle raak bietjie meer onafhanklik, en dan skop daai willetjie in. So dis 'n normale ding wat gebeur. Dan wil ek sê, ek het baie simpatie met hierdie mamma, want ek het ook 'n 2,5-jarige, en hy is ontsettend lief vir sy pappa, en omdat ek my kinders tuis skoon, omdat hulle by my by die huis is, spandeer ek baie tyd saam met hulle, en ons het 'n baie close verhouding, maar as pappa ook by die huis kom, hy wil hom net druk, en dan wil hy ook nie altyd van my weet nie, en ek wat nou al 2 ouer kinders het, ouer seuns ook, daai is 'n normale ding wat ook gebeur, en ek sal daai mamma net aanraai, hou net aan liefde gee, jou kind het liefde nodig, jou kind het nodig om te weet, jy's altyd daar, maak nie saak wat nie, en as jou hart seer kry, dis normaal, sê net vir jouself, hulle is lief vir jou, hulle is lief vir jou, so. En dis 'n fase, né? Dit is 'n fase. Gaan weer verby gaan, soos wat ons nou al leer in al die goetertjies met ouerskap. Dit is, en ons moet ook onthou dat seentjies kyk op na hulle pappas, want dit is hulle rolmodel. Ja, so, ons as mammas is nurturers. Ons gee om, ons het 'n ander plekkie wat ons vervul. So wees bly jou seun is lief vir sy pappa en maak seker daai pappa is 'n goeie rolmodel. Dis mooi. So 'n enetjie, hierdie ene wat sê, hoe hanteer jy kinders wie elke middag vir 'n lekkertjie vra? Laatmiddag. Kyk mamma vra soms vir 'n lekkertjie. Ja. Ek dink die voordeel van hulle is, hulle mag dit meer eet volgens hulle lyfies wat ons as mammas dit kan eet. Weet jy, dit is 'n normale ding. Ek dink meeste kinders hou van lekker goed. En ons as mammas is ongelukkig nie hulle maatjies nie. Ons is hulle ouers en ons pappas. En ons moet leer dat hulle kan nie elke dag lekker goed eet nie. En baie keer wil kinders daai lekker goed hê, want hulle suikervlakke daal. En kyk maar vir ons ook, ons sal altyd na 'n vinnige soet ding gryp as ons voel ons het 'n dis Engels woord, craving vir dit. En maar ek dink om ons kinders van kleins af te leer dat daar ander gesonder opsies is vir soetgoed, soos byvoorbeeld 'n vrug, in plaas van om elke keer 'n lekkertjie te kry. So maak dit vir jou as mamma lekkerder en makliker, en sê dalk daar's sekere dae, 3 dae 'n week of 5 dae 'n week kan jy 'n lekkertjie kry en die ander dae is vir vrugte. Ek hou daarvan. Nog 'n vraagie wat deurkom, ek het 2 seentjies, 4 jaar en 2. My 4-jarige het vandat hy 'n boelie gekry het, baie meer aandag geverg, wat gemaak het dat ek nie regtig die aandag wat ek wou aan ons tweede seentjie kon gee nie. Ons beslis 'n gaping in my en my 2-jarige se verhouding. Hoe kan ek dit red of versterk? Sure, weet jy, ek dink eerstens is wonderlik dat hierdie mamma uitreik, dat sy sien daar is dalk ietsie, en dat sy dit graag wil regstel. Ek sê altyd, dis nooit te laat nie. So baie keer sal die tweede of die ouer kindertjies, as hulle sien daar kom 'n baba boetie of sussie by, dan wil hulle meer aandag hê, want hulle wil nou nie dit deel nie. En dan baie keer is hulle dalk die ouens wat dalk bietjie
agtergelaat word, omdat ons mamas daai aandag vir die babatjies moet gee. Maar baie keer kry ons harte so seer soos hierdie mamma nou, en dan gee ons baie aandag en ons traai nou net hierdie huil en die doeke en al daai goedjies doen, want ons probeer klomp balle in die lug hou. So dit is normaal, en ek dink sy moet eerstens haarself vergewe vir dit, en vir haarself sê, sy as mamma het die beste gedoen wat sy op daai oomblik gedink het, en geweet het wat sy moes doen. Maar ek dink om daai te kan herstel, want ek is seker of van dit kan 'n impak hê, is om jou 2-jarige konstant te laat weet, jy as mamma is altyd daar. Hy is dalk nou so bietjie te klein om vir hom te sê, mamma het dalk nie altyd vir jou al die aandag gegee wat jy nodig gehad het nie, behalwe die melkies wat jy moes kry in jou doek omruil ensovoorts, want mamma moes klomp balle in die lug hou. So dit kan dalk, as hy bietjie ouer is en hy kan dit verstaan, kan sy mamma dalk daai gesprek met hom hê. En dan sou ek net sê om seker te maak dat daar nou konstruktiewe aandag gegee word, en dat jy nie oorkompenseer nie. Want baie keer dan wil jy nou weer te veel doen, en dan maak jy net een probleem met 'n volgende probleem. So, en kyk of dit werk, en as jy sien dit kom nie reg nie, dan sou ek sê, kontak my of gaan sien 'n professionele persoon om dan daai uitdaging aan te spreek. Wonderlik, ek hou daarvan. En hier is nog 'n hele paar vragies, maar dan eers 'n stukkie musiek. Ek speel vir jou Mac Brock se liedjie Bless the Lord. Saam met my in die ateljee het ek vir Chrisanda de Pre, ouerskapkundige, en ons beantwoord verder jou vragies net hierna. Dis Mac Brock hier so op Radio Tygerberg 104 FM met daai liedjie Bless the Lord. Nou ek het 'n stemboodskap gekry van 'n iemand wat al 'n ouma is, en sy verwys na haarself as 'n tweede geslag ouer, want haar kinders is nou al self ouers. En sy sê dit is van geweldig seer en vir moeilik om te sien dit wat sy vir haar eie kinders geleer het, en respek en normes en waardes, dit word sien sy nie in die lewe van haar eie kinders en hoe hulle kinders grootmaak nie. En sy vra, wat is sy te doen in so 'n situasie, want sy het al self kere bevind wat sy op haar tong moes byt en net niks sê in so 'n situasie nie, maar dit grief haar geweldig. En sy vra, is die enigste opsie wat ek hierso het, is om vir hulle te bid. Dit was 'n stemboodskap, 'n langerige enetjie, ek gaan nou nie die hele ene speel nie, maar baie dankie vir dit. Chrisanda saam met my in die ateljee, sy is 'n ouerskapkundige. Chrisanda, hoe hanteer mens hierdie? Weet jy, ek wil eerstens sê dankie vir die ouma wat iets sien en wat uitreik, want mens kan regtig hoor sy's lief vir haar kinders en sy's lief vir haar kleinkinders. En daai is eintlik 'n baie algemene vraag. Ek dink ons moet vir onsself gaan sê dat hoe ons dalk groot gemaak is, en hoe baie ouers vandag hulle kinders groot maak met al die inspraak van buite, van die wêreld af, lyk dit baie anders. Wanneer ek die ouerskapkursus aanbied, dan kyk ons na waardes en normes. En normes is daai goed wat vir jou normaal is. So dis gewoonlik goed waarmee jy groot geword het. So as jy twee mense het wat trou, wat by mekaar kom, dan gaan daai normes verskillend lyk, want vir elkeen se normaal lyk dit anders, want dit waarmee jy groot geword het, is anderster. So, en dan baie keer kies die ouers om dan 'n pad te stap. So, die ideaal vir daai ouers sal wees om op 'n plek te kom waar hulle kan introspeksie doen en kyk, okay, maar wat is die normes en waardes in ons huis? Watter wil ons vat? Watter wil ons los? Veral met hulle nou 'n bietjie gesprekke met hulle ma of skoonma het, ek weet nie, om te sê, maar ons weet ons doen dinge anders. As jy nie weet nie, sê ek altyd gaan kyk na die woord. Of kry hulp wat Bybel gefundeerd is, sodat jy weet dit wat jy doen, is dit wat God wil hê jy moet doen. En dan wil ek vir die ouma sê, hou net aan liefde gee, hou net aan verhouding bou, want wanneer daar verhouding is mense oop vir inspraak. Partykeer as ons uit 'n plek van kritiek uitkom, en al bedoel jy dit nie so nie, word dit baie keer so gevat, dan is daar dadelik hierdie mure en goed wat opgaan, sodat hulle self beskerm. En so ek sou sê, hou aan om die verhouding aan te werk,
Sê vir hulle, jy is lief vir hulle, sê vir hulle die goed wat hulle reg doen en wat hulle goed doen. Dat hulle nie dink jy sit net daar en jy sien al die goedjies raak wat hulle verkeerd doen nie, want dan raak hulle so half bietjie op hulle agtervoet. So lig uit wat hulle goed doen, admireer hulle daarvoor en dan sê jy vir hulle, as jy ooit raad en hulp nodig het, ek is hier. En dan wil ek laasens vir die ouma sê, weet jy wat? Ons kan nie gebed onderskat nie. Hou aan bid. Ons sê baie keer, is al wat ek kan doen nou net om te bid? Ja, dis 'n groot ding. Dit is die beste, grootste ding wat jy kan doen. Man, dis mooi. En dan 'n laaste ding, is om vir daai ouma te sê, hier is iemand wat julle daar kan help. Ek het baie geleer as 'n ouma. So kry dit op daai manier dat hulle nie dink, hulle moet net noodwendig by jou kom leer as 'n ouma nie. Dis baie mooi. Hier is iemand wat vra, en dalk is dit 'n kort antwoord. Julle vra, wat is die belangrikste ding wat 'n ouer vir 'n kind kan gee? Wow. Aan een kant is dit 'n baie maklike vraag. Ja. Julle, die tyd hier op aarde is letterlik 'n spikkel in die ewigheid. En ons as ouers is baie keer so besig met werk en groot maak, dat ons baie van die pligte wat ons as ouers het, oorskuif na die onderwysers toe. Maar om jou kind van Jesus te leer, om jou kind lief te maak vir Jesus, om jou kind te leer dat God is sy hemelse pappa, en as ek as pappa dalk nie 'n goeie voorbeeld altyd is nie, of ek doen goed verkeerd, dan kyk jy na pappa God. As jy dalk seer gekry het, en jy voel jy het nie 'n pappa nie, jy het 'n pappa, en hy is die perfekte pappa. Jy's nooit alleen nie, die Heilige Gees is daar by jou. Jy het dalk 'n skool waar jou kind in is, waar hulle jou kind leer, om 'n verhouding met God te hê. Maar op die einde van die dag is dit ongetwyfeld die belangrikste taak wat jy as ouer het, om jou kind van God te leer, 'n verhouding met hom te hê, en 'n voorbeeld te wees van disippelskap. Dis mooi. Dis die hart en die stem van Chrisanda de Preez. Sy's 'n ouerskapkundige met jare en jare se ondervinding, baie nou saamgewerk, steeds saam met Hetty Brits. En as jy van wil nooi vir 'n praatjie of wil aanklop vir raad, ons gaan later die program al besonderhede gee, maar ek dink vir nou, as jy op sosiale media is, Grow Training and Consulting, en die Grow is G-R-O, dis nie G-R-O-W nie, dis G-R-O. Nog 'n vraagie wat ingekom het, hierdie een sê, my kleindogter is 11, en sy en haar ma bly stry, en sy praat terug, en soms vat sy geld en koop lekkers vir haar vriende. Hoe hanteer ek as 'n ouma dit? Okay, so ek dink dis eerstens weer daai ding van gebed. Dis die belangrikste ding wat jy as ouma kan doen op hierdie stadium. En dan dink ek, dis altyd moeilik om so 'n vraag te antwoord, want ek weet nie wat is die verhouding met die ouma en die dogters en die kleinkinders nie. Ek weet ook nie wat die kind se temperament is nie. Ek weet nie of daar goedjies gebeur het in die gesin wat maak dat 'n kind op 'n sekere manier reageer nie. Partykeer ek gebruik 'n voorbeeld, dit is nou nie noodwendig in hierdie scenario van toepassing nie, maar baie keer is daar ouers wat besig is om te skei, of daar's iets anders wat traumaties gebeur het, en dan maak dit dat daai kind op 'n manier reageer. Hulle noem dit daai Engelse woord acting out. So daai is baie moeilik. Maar wat ek wel kan sê is, soos net nou, ongelukkig die wêreld leer ouers vandag dat jy is jou kind se maatjie. Jy moet net, jy en jou kind het 'n oop deurverhouding, jy moenie kritiek lewer nie, jy moenie raas nie, daai sagte ouerskap, en daai werk nie, Ons kinders het, definitief, ons kinders het duidelike riglyne nodig, ons kinders het nodig dat daar 'n verhouding is, en ek dink dit is baie belangrik, tussen ons en ons kinders, 'n gesonde verhouding, 'n ouer en kind verhouding, dat ons kinders weet dat ek wil die beste vir jou hê, maar ek maak die reëls, en as jy verkeerd optree, gaan daar gevolge wees. As jy disrespekvol is, gaan daar gevolge wees, en as jy my nie met respek gaan hanteer nie, gaan ek as mamma die voorbeeld stel om vir jou wel te wys hoe lyk respek, en hoe bly ek kalm, hoe hou ek aan om mooi te praat. So, 'n mens kan baie oor hierdie sê, en so ek sê, jy weet, mens het nie altyd al die inligting nie, so, maar ek dink hierdie is 'n goeie afskopplek, vir raad dalk vir hierdie ouma.
baie goeie raad. 'n Vinnige advertensiebreek en dan net daarna is daar 'n vraag wat ingekom het van 'n pappa oor hom en sy 12-jarige seun. Klink na tieners, Chrisanda, jy het self tienerseuns, sy is die regte vrou vir dit. Dis hy. Ek het vinnig advertensiebreek hier nou nog een ingekom. Ek stuur gou vir jou aan. Wat doen jy as 'n ouma, as jou kleinkind wat op pad? So ek dink ons gaan nog net tydjie hê vir hierdie twee wat luister en hierdie vraag lui so. My 12-jarige seun en myself kan net nie vir langer as 5 minute by mekaar wees nie, dan kom daar 'n argument of gestryery oor basies enige iets. Hy is baie arrogant volgens my en hy dink hy weet alles. Nou as hy 15 was, kon ek dit verstaan, maar hy is net 12. Hy stel net belang in online games, Roblox, en verder wil hy heeldag meer leer oor kickboxing. En ek kry die gevoel, hy wil my net eendag self kan seermaak of kickbox. So ek bly nou maar al meer uit sy pad uit, want ek dink miskien is ek die slegte voorbeeld. Maar is nie baklei myself nie, so ek dink hy word dalk geboelie by die skool, maar my seun erken dit nooit dat dit skool is nie. Ek kan nie uitweek waar sy anger issue vandaan kom nie. Chrisanda, jy by my ouerskapkundige, waar begin ons? So Leomi, as ons gaan kyk na hierdie pappa, ek wil begin deur te sê, ek sou hierdie pappa aanraai om dalk na vandag uit te reik. Want ons kan nie situasies soos hierdie baie ligtelik opneem nie. Hierdie is 'n algemene probleem, maar ek dink die intensiteit van dit verskil baie keer. En as jy sien jou kind is besig om met sy karretjie afgrond toe te ry, dan kan jy nie net uit sy pad uit staan om te sê, okay, ek wil nou nie, in sy pad staan nie. Jy as ouer moet alles in jou vermoë doen om hierdie ongeluk te voorkom. Want hy gaan jou dalk nie nou wil kickbox as dit, ek weet jy dit nou baie ernstig bedoel, maar iemand anderster gaan dalk eendag in sy pad staan as hy met sukkel met woede en aggressie nie. So wat ek wel vir hierdie ouer kan sê, of vir hierdie pappa kan sê, is eerstens, ja, ons kinders word vroeër ouer. En dit is ongelukkig met al die invloed wat daar van buitekant af is. Sosiale media, my seentjie wat 2,5 is, ek is nie die perfekte mamma nie, glo vir my, maar hy het nog glad nie 'n iPad in sy hand vasgehou nie, want ek weet wat die gevare van skermtyd. En ons onderskat skermtyd. So daai moet definitief aangespreek word. Ek as pappa sal gaan en sê, maak seker dat jy weet dat jou verhouding met jou kind versterk word. Dit beteken dat jy nog steeds moet aanhou om hom te sê, wat is reg, wat is verkeerd. As hy verkeerd gedoen het, dan moet daar gevolge daarvoor wees. So jy gaan nie nou net pelly wees om hierdie verhouding te herstel nie, want deel van verhouding is om te beskerm. Maar jy as pappa kan dalk ook fokus op die goed wat hy wel reg doen. Hierdie pappa het gesê, hy weet nie of hy gepoelie word dalk by die skool nie. Weer eens, daar is so baie goed, en dis hoekom ek sê, ek gaan ongelukkig nie vir hierdie pappa 'n vinnige antwoord kan gee nie. Maar ek wil vir hom 'n paar goed sê, wat hom dalk bietjie kan help, of 'n ander luisteraar, want hy is nie die enigste een nie, wat hom dalk kan help. Maar skermtyd, verseker, ons onderskat die impak daarvan. Maak seker dat die reëls in plek is in die huis. Maak seker dat jy weet wat jou kind se temperament is. Want as jy weet wat jou kind se temperament is, dan gaan jy weet of hierdie normaal is vir hom om 'n uitdaging te hê met aggressie dalk, waarna hy ekstra meer moet werk as 'n ander kind met 'n ander temperament, en of daar dalk iets anderster is. Gaan praat met 'n juffrou by die skool of iemand wat hom ken om te hoor, word hy dalk geboelie by die skool, vra self vir hom, en as jy voel, jy weet, jy het nie daai verhouding nie, maar vind uit, ons kan nie ongelukkig nie langs die kant staan nie, en ek kan sien hierdie pappa staan nie langs die kant nie, want hy ry uit. Maar ja, hier is ongelukkig nie 'n vinnige, maklike antwoord nie. En ons gaan ons 'n liedjie speel en daarna beantwoord ek ons laaste ouerskap vraag. Ek gee gou vir jou 'n inleiding en sê, wat doen jy as ouma, as jou kleinkind in jou huis groot word en jou dogter doen die regte ding as mamma, maar die probleem kom dat die ma en die pa geskei is. Vraagie wat ek nou gaan beantwoord, hou vir my aan, is 'n liedjie Redemption Song van Apollo Limited.
Nou voordat ons terug gaan na daai lekker musiek toe, ek gaan ou laaste vraagie wat ek ingekry het. As jy nie gehoor het nie, by my in die ateljee is dit so groot voorreg. Ek het vir Chrisanda de Prees saam met my en binnekort gaan sy vertel van haar ouerskap kursusse wat sy aanbied en ook aanlyn sessies. Maar hierdie vraagie lys soos volg en short, ons het nou lees, toe word ons net bewus van baie geskeide egpare wat sit met hierdie probleem. Die vraag lys soos volg: wat doen jy as ouma as jou kleinkind in jou huis groot word? Jou dogter doen die regte ding as mamma, maar die probleem kom dat die ma en die pa geskei is en jy kan sien as jou kleinkind van haar pa kom, is sy de mekaar. Hoe hanteer jy so 'n situasie? Want die pa het narcistiese neigings, met die gevolg hy werk glad nie saam met my dogter nie en maak dit vrek moeilik vir ons as ouma en oupa en ek kan dink vir julle dogter ook. Chrisanda, waar begin ons met hierdie ene? Ek dink ek wil begin deur vir hierdie ouma te sê, ek is jammer dat sy hierdeur moet gaan. Want weet jy, 'n ouma en 'n oupa se plekkie is nie om te dissiplineer nie. Dit is nie om al daai ouerskap uitdagings weer te sien en te beleef nie. Julle moet eintlik nie die lekker beleef. Maar dankie vir hierdie ouma wat haar dogter help en inlaat in haar huis. En ek sou sê, 'n beginpunt, weer eens soos altyd, moenie ophou bid nie. En baie keer gaan ons en dan bid ons net vir ons kinders en ons kleinkinders, of die ma, maar ons moet ook vir die papa bid. En daar's huishoudings waar die papa die uitdaging met die mamma het. So, bid vir albei ouers, bid vir die omstandighede. Baie keer voel iets vir ons onmoontlik, maar niks is vir God onmoontlik nie. So, bid dat God in daai papa se hart in hierdie scenario, in hierdie papa se hart sal kom werk. Amper soos daai Saulus situasie waar God hom, jy weet, tot stilstand geruk het. Maar ons moet ook bid vir oop harte. En dan dink ek is dit baie belangrik om seker te maak dat wanneer jou dogter en kleindogter spesifiek dan nou by die huis is, dat sy konstant die regte manier van leef sal leer en disippelskap. Dis baie keer baie moeilik om nie sleg te praat van die pa nie, veral as jy dit sien en dit maak seer, maar dit bly daai kind se pappa. En so ons moet baie versigtig wees oor hoe ons van daai kind se pappa praat, al tree hy verkeerd op. So, en praat oor die gedrag. Moenie oor die pappa praat nie, praat oor die gedrag. Leer die kinders wat is reg en wat is verkeerd nie. Wat doen pappa wat verkeerd is en wat doen mamma wat reg is nie. Wat leer God vir ons? En dan dink ek is 'n baie belangrike ding is om aan te hou. Al is dit moeilik om 'n goeie of ten minste 'n ordentlike verhouding met die pa te hê. Want baie keer kan dinge so lelik raak en as dit lelik raak, dan raak alles net erger. Ons is baie keer nie lus om dit te doen nie, maar weet jy wat? Eendag al die saadjies wat geplant word in liefde, gaan dit dalk eendag ontkiem. En dit is waarvoor ons bid, want niks is vir God onmoontlik nie. En dan leer daai dogtertjie om na God te kyk. Nie omdat haar pa sleg is nie, maar leer daai dogtertjie om na God te kyk van hoe 'n vaderfiguur lyk wat liefdevol is. Hoe Jesus lyk wat iemand is wat ons kan en moet en wil volg. Dis baie mooi. Bly ingeskakel. Chrisanda, nou sommer met 'n lekker bietjie musiek in die agtergrond. Vertel vir ons, jy is 'n mamma saam van 3 kinders, maar jy het binnekort 'n ouerskap paraatjie wat jy gaan aanbied en ook 'n ouerskap kursus. Jy weet, jy kom vra en op vraag. Maar tog lê dit by my en jou as mamma en pappa om onsself toe te rus met gereedskap, met tools, wat om te doen. Vertel vir ons van jou praatjies. Goed, so daar is die Immergroen ouerskap kursus wat ek altyd vir ouers sê, dit is daai handleiding waarvoor jy gewag het toe jou kinders gekom het. Dis nie net 'n klomp inligting nie, dit is praktiese hulpmiddels wat jy kan gaan toepas by jou huis
en wat gaan werk. Dit is 'n opoffering, finansiëel en van jou tyd, maar dit gaan jou lewe verander, want ons kan hierdie pad alleen stap nie. Ons het hulp nodig en ons het die regte hulp nodig, want ons baie stemme van buitekant af. So dit is die Immergroen ouerskap kursus, en dan is daar die hoeveel keer moet ek praatjie wat ek, of sessie wat ek aanbied. Baie goed, ek het hom alself bygewoon. Dankie. En daai is 'n lekker, ek sê altyd vir ouers, as jy dalk nie nou wil vasmaak en wil commit vir 'n ouerskap kursus nie, kom doen die hoeveel keer moet ek praat werkswinkel, want dit is 90 minute lank, dit is R100 per ouer of R150 per ouer paar. Daar is nou een in Engels en in Afrikaans in Mei maand. En dit is vol praktiese hulp om hierdie groot uitdaging wat jy met jou kinders het, prakties aan te spreek, en dit gaan 'n groot impak in jou gesin maak. Dit is wonderlik. Wat 'n voorreg het ons om van haar te leer. En soos julle kan hoor, sy is lief vir die Here, sy is 'n wedergebore kind van die Here, en sy is regtig iemand wat jou hand wil vat in hierdie ouerskapsreis. Waar kan mense vir jou kontak? So, hulle kan my kontak op WhatsApp. Dis maar altyd die vinnigste en maklikste om my in die hande te kry by 068 223 9003. Ek het ook 'n Facebook bladsy, Grow, GRO, Training and Consulting, en ek's op Instagram. En as hulle die kans wil staan om 'n prys te wen vandag, dit is 'n ouerskap kursus vir vir 'n mamma en 'n pappa. So dit is vir ouerpaar, ter waarde van R1200 kan hulle na julle nommer, kan hulle 'n WhatsApp stuur, net om te sê hulle stel belang, en dan kan hulle inskryf vir daai kursus, se kompetisie, en dan gaan ek ook 2 kaartjies van elk, Afrikaans en Engels, dan ook weggee vir die hoeveel keer moet ek praatjie, en how many times do I need to talk. Wonderlik, wat 'n groot geskenk, bring sy hier vandag vir ons. So as jy belangstel, gaan ek vir jou vra, stuur die woordjie ouer. As jy meer as 2 kinders het, dan stuur jy die boodskap die ouers, dan kan jy die ouerskap kursus kry. As jy die woordjie ouers stuur, kom ons kyk wie is eerste, dan kan jy die kursus wen vir die aanlyn sessie. Hierdie is goeders wat ek en jy elke liewe dag nodig het. Ek speel vir jou liedjie van Zach Williams, Chainbreaker, en net daarna amper tyd vir my om te groet. Dis hy. Nou is die baie